Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 10 Maart, om vernuwe te word deur kennis. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons sê vir U vreeslik baie dankie vir nog 'n dag en nog 'n voorreg om U woord in hierdie studie te kan bestudeer. Ons vra dat U hierdie studie mag seën en dit mag gebruik om ander se harte aan te raak. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Kolossense 3 vers 6 tot 11. Hoe hou Paulus aan met hierdie gedagtegang? Ons lees Kolossense 3 vers 6 tot 11. Waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle heel met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaar, skit, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Kolossense 3 vers 6 tot 11. Die aanvanklike woorde van Kolossense 3 vers 8 kondig die dramatiese en beslissende verandering van dood na lewe aan, maar nou. Die woord nou word in Grieks beklemtoon. Nou dit wil sê, omdat julle met Christus opgewek is en die dinge daarbo najaag, moet jou huidige lewe merkbaar van jou vroeë lewe verskil. Deur Kolossense 3 vers 5 wat sê, julle lede wat op die aarde is dood te maak, moet julle ontslaa raak van die toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, Kolossense 3 vers 8. Altwee die woorde toorn en woede kan God se regmatige reaksie op sonde beskryf, soos aangeraak in gister se les, en so ook Jesus se reaksie. Markus 3 vers 5 lees, en nadat hy hulle rondom met toorn aangekyk het en tegelykertyd bedroef was oor die hardheid van hulle hart, sê hy vir die man, steek jou hand uit, en hy het dit uitgesteek en sy hand is herstel, gesond soos die ander een. Openbaring 6 vers 16 lees ook, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit en vir die toorn van die lam. In teenstelling hiermee word ons aangespoor in Jakobus 1 vers 19 en 20 om gou te wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie geregtigheid voor God nie. Haatdraandheid wens ander ongeluk toe. Kwaadpratery onteer ander. Paulus verdoem alle taalgebruik wat toornig is en skandelik is. Laastens, om vir mekaar te lieg word verbied. Levitikus 19 vers 11 en vers 18 lees, julle mag nie steel nie, julle mag nie lieg nie, en julle mag die een die ander nie bedrieg nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Kolossense 3 vers 9 lees ook, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Wat bedoel Paulus met die ou mens in teenstelling met die nuwe mens? Ons lees Romeine 6 vers 6. Aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Ons lees ook Efesiërs 4 vers 22 tot 24. Dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,
en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Efesiërs 4 vers 22 tot 24. Die werkwoorde wat Paulus gebruik vir hierdie transformasie van die ou mens tot die nuwe mens, sinspeel op om bekleed te word, soos om die vuil klere uit te trek en met die nuwe wit klere bekleed te word. Sagaria 3 vers 4 sê vir ons, daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem en ek beklee jou met feesklere. 'n soortgelyke ou of nuwe onderskeid word met betrekking tot die ou en nuwe verbond gemaak wat respektiewelik gekenmerk word deur te verwys na die uiterlike letter van die wet en die wet wat deur die Gees op die vleestafels van die hart gegraveer is. Lees gerus 2 Korintiërs 3 vers 4 tot 18. Hierdie metafore beskryf bekering en die gevolg daarvan is wat Paulus 'n gedaanteverandering noem in 2 Korintiërs 5 vers 17. Ons wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper Christus, Kolossense 3 vers 10, wat die beeld van die onsigbare God is, Kolossense 1 vers 15. Deur Christus te leer ken deur sy woord, sê 2 Korintiërs 3 vers 18 vir ons, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Hierdie plaas ons bo alle etniese, geografiese en sosiale grense volgens Kolossense 3 vers 11, want ons is burgers van 'n beter koninkryk.